Hi, goedenavond en welkom bij nog een episode van Na die Wedstrijd. Die is ingeschakeld met mij, Etienne van der Rooyen, samen met mijn pistel. Ik heb mijn mede-aanbieders, Jason Arabi en Terrell van der Rooyen. Bedankt James. Aanzien. Etienne. Dank je voor die verwelkoming. Blij om te wees. Ja, ik ga toch een kort schrijven voor die week hier. Wat uit Jesaja 1 vers 9 komt. Hij zei, ik zelf geef jou die opdracht. Wees sterk, wees vastberaden, moet niet schrikken, moet niet bang wees, want ik, die Heere, je God, is bij jou, overal waar je gaat. Ja, Trevor, dat is wat die woord zei daar zo in Jesaja 1 vers 9. Je hoeft glad niet bang te wees. Ja, Etienne is een baie diep schrift, wat ons dagelijks in ons leven kan toepassen met alle uitdagings wat ons krijgen op ons levenspad. Als het een schrift wat ons baie diep kan toepassen in ons leven, wanneer ons die struikelblokken gaan, wanneer ons komen op een punt van je leven wat zij misschien niet weet wat er kan doen, wat ze morgen gaan maken, of waar vanaf die boot misschien morgen gaan komen. Yes. Zei Joshua 1 voor jou, zei die Heere, moet niet bang wees. Ik zal altijd met jou wees, overal wat ze gaan, zal ik wees met jou. Zo de Heere kan nog die Heere opmaken, die Heere geeft ons die sleutel om te bepalen, die ons geloof. Maar hoe geloof Yes. kan dit wat ons wil achieve, kan dit waar worden? Ja, so met andere wijze, moet niet als je in een situatie komt, dan je kan je uitkomen. Yes. Dus ja, zo anders schrijf wat ook zei van die geloof van die mosterd. Ja, alles je geloof zo klein zo. De mosterdzaad. Yes, je moet net geloven. Dat is die mooiheid van alles. Yes. Zoals je gelooft, zo zal het wees. Yes. Alles is mogelijk in zijn naam, niks is onmogelijk in zijn naam. Ja, en wat voor mij ook net is staan, bij die schriftje is een gedeelte waar ze die Heere is bij jou. So dat betekent je is nooit alleen. Niet alleen, ja. Soms, soos die lewe ook mos maar nou die buitekant is. En baie verdrukkings wat 'n man deur gaan in die mens. So ek wil vir iemand sê daar buite is, hy is nie alleen nie. Die Here is by jou en as jy nog nie miskien die Here kans gegee het nie, probeer dit want 'n man probeer baie dinge in die lewe tree en soms werk dit uit so hoekom dan nie miskien vir Jesus 'n kans gee om te kyk of dit dalk miskien werk nie, want hier sê Joshua man, hy is by jou. So jy sal nooit alleen wees hier. Ja, en zij zijn om in te komen en baie keer voel het veel. Soms zij is alleen. Hij gedeelte wat ik zei, overal waar ze gaan. So met andere woorden, als het voel je is alleen, en dan net hier is, draait het ook weer. Hij is bij jou. Ja, man, skriften raakt net elke weer dieper in. Ja, zij zijn dan net ook rugby gaat, oor die naweek, vriendschappelijke wedstrijden. Kan jij eens misschien die vanuit wedstrijden vat? Ja, Etienne, ik zie die resultaten voor mij. Ons het net twee wedstrijden zijn resultaten gekregen, so ik neem aan, dus ik heb maar net die twee waar daar is. La Plaisant, eerste ene is La Plaisant in Arrows en La Plaisant 24 en Arrows 26. So, ik weet nog niet, als die rechte telling maar. Ja, is de rechte telling. Dat is zeker. Ik wil baie graag weten, is het die rechte telling? Want volgens ik gezien het man, jongen, dat haar video gestuurd wordt en de prijs man haar afstand man gaan zitten. Hey, zie je schouwen vasthouden. Ja. Zo, ja, het lijkt van mij, die 99 heeft nog effect op Pleisant. Want dat was een thuisgame geweest. En de man had gewit Arrows is een makkelijke spanning. Maar ik zelf heb nog niet verwacht. Pleisant gaat een keer verloren, maar dat wijst me net. Lijkt me die 99 Etienne Trevor heeft hij een pak gelost. Ja. Maar wel dan aan Arrows op die win, wat de Trevor win gekregen, maar lijkt me die defense coach heeft een beetje opgescherpt. Ja, definitief. Dat is 26 punten wat die week aan. Yes, dat is een baie minder als laatst week. Het means als we nou kijken om je attacking coach weg te gaan. Kon los maar eerst weg daar. Ja, nee. Maar een confident booster voor Arrows. Ja. Een confident booster voor Arrows nodig. Als het nog steeds een streekspan. Die is skuldspan. In een skuldspan. En dan gaat weer zitten geven.
Je kan niet zeggen als je op die span niet. Kan niet zeggen, het is een verzwakte span. Die span waar je in Dat was Laplace aan tegen Eros. Yes. Zo, ons kan maar nou zeggen, dat was een bierspan of daarin was hij daar niet. Hoekom was hij niet daar? Verstaan, als je nou zegt, je hebt je sterkste mannen gerust of wat ook al, dat is even schoenen. Zo. Rabi, en ik stel bij mijn mandaat staan. Ja. Die span wat zijn naam het is, die club wat zijn naam het is. Yes. Dat is die club wat gewin of verloor. Yes. Die zelfs wie daar was. Wie daar, yes, nee, dat is zo. Opdaag moet je opdagen. En als je opdaagt, dan daag je als het club op. Ja. Zo die daag je als het is een raad. Yes, yes. Dus daar als Laplace op. Zo en ongelukkig nog voor Laplace. Is het voor Eros voer je ligas. Nog als een erg confident boost. Ja, dat is. Nog als bij je goed daar. En lijkt me met die 4 naties, was dat niet te zwak? Hè? Als de mannen moet kijken, was maar zo'n debat geweest rondom die 4 naties. Dreamteam. En die 6 naties, de dreamteams en wie gaat winnen en wie ook al gaat verloren. Maar Eros, wat Etin genoemd, Eros wat ook gecompete aan elkaar voor die top 3, 4. Hij was altijd net kort geweest. Yes. Hij was daar Eagles wat de gemeenschapscultuur wat ook tweede geleden en dat was daar Pumas wat ook tweede, derde geëindigd. Dus dat wil voor mij zeggen, Pleisant wat laatst jaar 6e, 7e geëindigd. Elke jaar omtrent. En die middenleven, die streek, dat glad niet zwak spannen is. Maar dat wil voor mij zeggen, die 4 naties, zijn rugby. Kan een man zeggen wat goede vruchten afgeleverd heeft. Ja, maar Jason, daar had ik ook weer gezegd dat ze dan in het begin gezegd, ons moet niet te veel schrijven. En die friendlies. Vriendschappelijke wedstrijden. Ja, ja. En dan was er nog een friendly. Ook daar in Woesley geweest. Ik weet, er is bij mensen in Woesley dat ik had 2 friendlies op 1 dag. Eigenlijk 3, want Woesley heeft ook mos. Thuis gespeeld. Allemaal van Woesley heeft gespeeld in Woesley. Ja, Behalve Young Blues. Van Young Blues, man, daar was ik maar ingedrukt bij. Ja man, weet je die mannen? Als nog friendlies, daar heb ik die mannen gevoel, maar. Ja, ons span spelen, ik kom eens kruis, hij game fitness, dus kijk. Yes, yes. Maar Marikels heeft daar gespeeld in Woester Persies. Marikels wat 40, 24 gewonnen. Dus dat voor mij zeggen, die groentrain is aan de gang, Trevor. Die groentrain is aan de gang. Ik heb het gezien, hoeveel Amerika is dat? 40. Ja. Amerika is dat? Aanwinsten? Kan het misschien weer aanwinsten wat hij verschil maakt. Onthou Persies als je een gemeenschapsspan aan de kant. Ja. Alles speelt streek. Alles speelt op streek. En die brede lange bij of Die brede feit dat hij telling zo is, zeggen we iets wordt bij Amerika zeggen. Recht gaan doen. Yes. Ja, Trevor, definitief. En ons allemaal kennen maar voor coach Terens daar bij Marikels. Hij is uitgeslapen, de coach in. En Marikels is een span wat hard werkt. Een man kan nou zeggen, ja, hij heeft nou grote dag, zwak gedaan, geval, maar altijd gebleven. Hij heeft weer hard gewerkt en een man kan duidelijk zien dat die type rugby wat hulle in die gemeenschapskuld gespeeld het, dat die mannen werk naar iets groter toe en die results wijs, een man kan nou zeggen, hulle zo is en zo is maar die results wijs, dat is 40, 24, ook dat is in die friendlies, maar ik denk, hier komen nog grote dingen in die jaarse ligas van Marikels. Moet glad niet onderschat worden in die nieuwe aanwinsten. Ik zeg, dat is ook een paar koepjes daar van mij af, en dan kan de andere die kruis, maar oké. Ga maar niet zo bij haar over praten, maar die man is skip. En een man moet niet in die man zijn pad staan. En ons kan niet spelers dwingen om bij jou te wezen. Als een ou voel hij wil gaan, maak je zaak of waar toe gaan, of jij hebt hem nou misschien een paar tokjes gegeven, of daar was beloftes gemaakt. Als je ook voelt, oké, nee man, ik is alright, ik ga maar gaan. Ja, Al heeft hij nou al voor jou gezegd, maar het zei het gezegd, als hij talks regeerde, hij gaat niet net zijn talks vat in gaan, hij gaat het komen. ja, dat is ons geweest. Dat is geweest, maar nog steeds moet een man niet die trains voor bezigheid een lelijke ding maken. Ja. Want ons loopt elkaar nog raak in die dorpen, in die velden. Ik zei altijd, man, ons is mensen voor het. Yes, yes. Ons is mensen voor het.
En 'n man kan nie lelijk raak. So dat wat aan binnekant in die rugby gebeur of in die rugby kriminele gebeur. Dat moet nie bepaal wie ek aan buitekant gaan wees. Yes. Ja. Ek kan nie veel kwaad loop as gevolg van iets wat binne rugby kriminele gebeur het. Dan dis mos nou nie aanneem. Nee, Dit dis is iets positief. In rugby is supposed om gemeenskappe te bou, gemeenskappe nader na mekaar toe te trek. yes, Trevor. Nee, ek stem 100% saam met jou. En die lelikheid in rugby het baie verminder oor die jare. Sal ek sê, Trevor. Ja, daar is 'n bietjie rem en trek op die veld selfs, maar die reëls van die rugby en van Suid-Afrikaanse rugby, die reël wat hulle van wêreld rugby sal ek sê wat die reëls maak, probeer dit so veilig as moontlik maak vir ons as klub spelers en administrateurs. Want kyk, ons het mos nou nie weer 'n TMO om terug te gaan op wedstrijddag. Yes. Verstaan? En van die scheidsrechters doen die best in hulle vermoë om alles toe te pas. Maar jy kan ook net daarvoor blaas vir wat jy sien. Maar volgens my het dit baie veiliger geraak en so oor die tydperk. En soos jy sê, 'n man wil nie lelikheid gaan nie aan nie. Want ons is landelike gebiede, klubs, ons is amper soos buurmanne. Van die manne speel uit een huis uit vir 2 klubs. Verstaan? So, hoe gaan ons nou, ons kan nie nou lelik raak nie. Ons moet nog altyd 'n mens wees voor 'n man 'n rugby speler wees en ja, maar miracles wat gewys het, ek is die tweede beste. Maar man sal seker maar nou. Daar is iets wat tussen die ligas. Nee, die ligas, maar die derby Wanneer die ligas die 7de begin, dan dat is nog as 'n wedstryd wat ek uit na sien. Miracles en La Plaisant. ja, want die benter kan 'n man sien. Ja, ek dink definitief ek sal dit by hy wedstryd moet gaan maak. Ja, Trevor. So by nou sê op die huidige oomblik weet julle okay, dis die beste span van Woolsley. Die ander spanne gaan fight om te bepaal wie gaan nou die tweede beste Ja, span ek dink Woolsley is die beste in Woolsley. Ja, nee, kyk ons. Woolsley is die beste in Woolsley. Daar moet Hy is die ou boeta. Hy is die ou Hy is die ou Daar moet boeta. nou net besluit word. Wie Is in tweede plek. wie second in command. Yes. Maar soos jy sê, jy wys mos sê, hy second in command en hy ander man van Amerika sê, hy second in command, so dit is... So dat is 'n hele debat en ek dink 'n man gaat nou, ja, man gaat nou in die ligas. Geen verskonings nie. Ja. Wedstrijddag is daar. Die winnaar van die eerste game is klaar second in command. So die tweede game wat dan gaat komen in die tweede ronde, kan jy nou die ou wat die eerste game win, kan nou, as hy die tweede game win, dan is het gesiel. Ja. Maar as het nou weer 'n wenner uitdoop daar, dan is het 'n speelvlak gelyk, so dan moet daar nog 'n wedstryd afkom. Ja, kyk ons na die... Nou, die punte. Ja, ek wil nou net gevra. Oh, dan kyk jy... punte vir Ja, maar- van hy 2 wedstryde. Yes. Ja, maar ek wil nog gevra dat so ek met ander woorde as ek nou vir jou 2 keer in 'n jaar wen, maar ek eindig onder jou, as ek nog steeds die beter span in Woolsley dan. Ja, nee, definitief, want onthou, die log gaan mos maar nou oor al die spanne. Maar as Woolsley, ja, dan as ek veel as Amerika se La Plaisant 2 keer wen. ja, as hy Amerika is beter as La Plaisant. ja, dis maar so. 1-1. Das is 'n draw. Dan moet die mense nou kyk hoeveel punte het Amerika aangeteken teen La Plaisant en hoeveel punte het La Plaisant aangeteken teen Amerika. En hulle wen. So dan tel jy lokkie. Nee, dat tel jy nog. Nee, kyk, in hy geval is derby, is bragging rights so. Die een moet die meeste wen op die dag, wen of die een moet die meeste punte wen. Maar ek sal sê, Plaisant is eintlik die tweede beste span in die Woolsley. Woolsley wil ons nie gehad het, ons wil hulle friendly. Die friendly was ek weet nie wie hulle gesien die op Facebook daar was gesê die game gaat kom 31 Januarie. Kom Woolsley weer, maar hulle gaat 'n ander wedstryd kry. Maar die probleem is vir die afgelope 2 jaar wat daar vriendlik gespeel tussen Woolsley en La Plaisant. En So Woolsley nog La Plaisant het nog een. so jy wil nou eintlik sê Trevor, Woolsley is nou al moeg van wen. Ja, vir La Plaisant. Maar weet jy wat is al interessant nog als wees, Woolsley in 'n Miracles game. Ek dink hulle moet meer in hy rigting gaan, maar Daar is te veel. ah Daar is te veel goed wat daar.
Maar Echt kan loop één verkeerd. oké, nee, maar daar los is maar hy enetjie. Maar ja, ons het die baie rugby gehad, regtig hier in die Koue Bokkeveld se kant. Ja. Want daar was Koue Bokkeveld Barbarians. Yes. Bella Vista het het goed gevonden om die Koue Bokkeveld se rugby Ja. 'n kans te gee op die groot verhoog. Op die groot verhoog soos 'n man het sê. En baie dinge gebeur op die groot verhoog, man. Yes. As jy nie reg is vir die groot verhoog nie, kry jy 'n 99, kry jy 91, kry jy 'n 69 min. Ja, maar gelukkig. En Gelukkig het half en half. Die Koue Bokkeveld Barbarians am gister. Daai 99 vloek gebreek. ja, onder 50 jaar. onder 50. En ek het amper half en half waar gesê die manne Keer net vir Keer net hy 5. keer net vir die 50. Ons kan die 50 bly vir 'n slag want ons kan nie almal hier van Yes. stuur om 'n 90 of daai te loop. Onthou ons almal bestaan net streekie Ja. spanne so. Ja, nee, Trevor, man. Maar Etienne, interessant nee, die Koue Bokkeveld Barbarians span. Daar's regtig baie goeie positiewe punte wat Yes. ons uiteindelik kon vat. En ek dink waarmee ons klubs, vir al die ouens wat deel was van al drie games, al drie spanne se setup. Ek dink van ons klubs, ek het baie min coaches Yes. Bokkeveld daar gesien en ek dink dit is nogal wat vir my bietjie kommerwekkend was, dat ons coaches nie opgedaag het op die dag om te kom kyk. Ja. Van die coaches wat daar was, Yes. soos hulle het baie geleer Ja. uit daai wedstryd uit. So dinge wat jy nou kan terugvat na jou klub toe om daar te gaan implementeer. De Bati, sy 2-3 players deel van die setup. Yes. Of sê maar nou van die first team setup. Ja, sy het nog players gehad in die second team en in die derde baan. Yes. Een klub. Maar sy as coach was nie fisies daar om deel te hê van daai ervaring en om te leer uit hoe Bella Vista se coaches dinge doen. Dinge doen, ja. Die mobilisering van spelers, die ommeswaai in hulle gameplay. Yes. Daai tipe goed. Want onthou, die Bokkeveld Barbarians het uitgegaan met 'n gameplay. Yes. En binne 'n paar sekondes, na die eerste paar minute, het Bella Vista, ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie, maar hulle gesien wat se gameplay Yes. die Bokkeveld Barbarians. En dit is binne na die eerste paar minute en daar omswaai gekom en Bella Vista het ge-counter met dieselfde Yes. gameplay. En op Yes. die ouderste van die dag, toe vind die Bokkeveld Barbarians dit swaar om aan die gang te te bly kom, met yes. die gameplay. Want die speel Bella Vista nou dieselfde gameplay. Kyk, ons weet Bella Vista is bekend vir sy groot voorspelers. Ons is bekend vir Bella Vista is bekend vir sy Fisiese dominee, yes. voorspeler. Yes. En as hy backline die bal kry, dan weet ons is punte. En ons ouens van die Bokkeveld het gister ons wil 'n vinnige game gespeel het. En verbasend genoeg toe Tel hy die bal man aan die net- ander kant is, toe speel Bella nou dieselfde rugby wat ons se coach was om vir hulle uit te oorlê. Yes, yes. En dit het die ding vir ons moeilik gemaak. Ja. En ons ouens het toe later gesukkel om weer in die gang te kom. Nou die eerste 3 gedruk as gevolg van ons gameplan. En na daai toe kon ons nie weer punte aanteken nie. Yes. Toe sit moeilik vir ons want Bella Vista speel nou dieselfde gameplan en ons kan nie adjust to daai onthou daai ons van Bella Vista se fiks. Ja, Ja. nou maar wat ek nou wil sê daar so nou jy nou sê julle het 'n gameplan gehad nou nee. En toe daai ouens het dit vinnig gevind, okay, dit is die man se gameplan, nee. Yes. En die oomblik toe hulle daai gameplan speel en die Barbarians span raak toe weg. Wat we vir my dan sê is daar was dan nie 'n plan B nie. Kyk, dit is hoekom ek sê die ervaring wat Bella se coaches het en some of die players het om daai ommeswaai binne 5 minute se tyd te maak. En ons coaches wat ek nou nie gaan sê wat baie onervare is, maar jy kan duidelik gesien het die verskil Ja. in ervaring. Wat het ons coaches daai oomblik gesê vir boodskap ingestuur toe hulle sien maar hy speel Bella dieselfde rugby. Ek dink daar was 'n plan B, maar ons het gewag vir die waterbreek
om die plan B te gee terwyl Bella Vista dit sommer gedurende Ja. die eerste 15 quarters gedoen het om my omswaai te doen. So dit is hoekom ek sê dit is vir ons is dit 'n baie groot learning curve. Yes. Hoe dinge op die groot verhoog werk, hoe jy moet aanpas by die omstandighede, die situasie in die moment. In die En moment. dit is wat hulle baie goed gedoen het en dit is waar hulle ons gecapitalize het op die ouer stem van die dag, maar dit is waar ons nie aan kon gepas het nie. Yes. So ek gaan weer terugkom, dan gaan ek weer sê dit sou baie vir my baie goed gewees het as al die Bokveld coaches daar kon gewees het en net hy te kon gevat het om te sien. Onthou ons gaan 10 verskillende ouens speel die jaar in die streekie daar. Maar nou weet ek ou soos Dylan de Bruin wat betrokke is by ODB. Yes. Ek weet waartoe gaan hy maar nou terug gaan. Yes. Ek weet waarmee gaan hy terug. Yes. So hy gaan dit gaan toepas, dit wat hy nou geleer het. En ek sê vir jou, met dit wat as Dylan dit vat wat hy nou hier gister weggestap het. En die coaches wat daar was, ek dink die coaches van Langrivier was ook daar. As daai ons moet teruggaan, kan ek vir jou die garantie gee, ons gaan 'n probleem hê. As dit goed gaan toegepas word. Ja, Trevor, en ek wil ook net inkom by Etienne se vraag van die plan B. Kyk, ons moet ook nog nie vergeet dat ons het net 3 aane gehad, saam. Ons as Bokveld Barbarians. Verstaan en soos Trevor gesê het, alle wat Bella Vista wat ons 'n bietjie uit toe geleid, verstaan? Met die manier van hulle speel. En ons ouens, onthou ons in die streek, wat nou meestal in die Bokveld is, moes maar streek daar in gemeenskapskuld. So ons in die gemeenskapskuld in die streek, as dinge nie na ons kant toe gaan, die begin speel ons, afwyk van die plan af. Ons begin goed die bal rond, ons begin ja, en nou is ons nog van verskillende clips en nou is ons onder druk. So ek try nou die Here wees verstaan om my deurbraak te maak, want die telling is nou al klaar 31-5. Right, nou bring coaches, want ek was definitief, ek was by gewees. Ek was op die bench gewees, coaches gee die boodskap, ouens wat opgaan, gaan maak so. En ons kom op met 'n boodskap, gee die boodskap, volgende bal wat uitkom, vergeet die manne totally van die boodskap en verstaan maar dis wat die druk situasie gemaak het met die spelers en nou het die ouens wat net 3 dae by mekaar gewees het op 'n oefenveld. So jy gaan nie regtig 'n plan B kan uitvoer nie, want hy is daar. Maar jou mentaliteit, jy is in survival mode. Jy wil hê die manne druk aan dit aan mekaar, verstaan? En dat het dink ek wat gelei toe na die swaar speel. Maar van die game. Maar ek wil aanstem, ek wil saamstem met Trevor. Ek dink ons coaches in die Bokveld, as ons net daai samewerking kan kry van coaches. Support. Even op die oefenveld, alles is nie gekies as 'n coach, verstaan, of op die coaching staff van die Bokveld Barbarians. Maar kom in, praat met mekaar. Ja, daar op die oefenveld was 'n ander groep man by Lovedale betrokke. Hy is by Lovedale betrokke, maar hy het gestaan en kyk hoe ons geoefen het, ons first team ouens, Lovedale wat al baie games al gehad het in Bella Vista. Dan het die ou, saam met ons ouens wat nou miskien nou op die defense line, dan het die ou so 'n bietjie 'n conversation gehad met ons. En met ons gepraat en gesê, maar wat ons kan verwag. Verstaan, en die tipe manier rugby wat ons moet verwag van Bella Vista. En dit het jou as speler baie gehelp op die dag, verstaan. En dit wat 'n man wil hê van mense wat hoe kan ek sê, inkoop by die plan. Van hierdie ding is nie net 'n once-off. Dat is 'n jaarlikse instelling wat wil toegepas word en ja, daar is maar altyd 'n negatiewe kant van die saak, maar ek wil hê ons mense in die Bokveld moet vergeet van die negatief. Ja, kom ons werk saam. Kyk na die positiewe kant. Want yes. Wat ons players kan help. Yes. Ek sê gister vir daai ouetjie van wat senter gespeel het. Maar ja. Ek sê gister, ek kyk hom so, ek sê dit is, hy's goed. Yes. En om te compete met Kemi Davis. Yes. Op die ouderste van die dag.
Wat sy ervaring het hy ook. Ja, Om te weet, kyk jy, dit is die kanale wat ken jy. yes. Dit is hoe hy aftrap, dit is wat hy doen, dit is wat hy doen, dit is waar hy mee geklop het. Ja. So ek moet meer, op my verdediging moet ek meer daaraan werk. Ek moet meer daaraan werk. As ek weer so 'n situasie kom, waar 'n ou my binnekant toe, buite gaan aftrap, dan moet ek dit doen. Ek Yes. so alert is. Daai tipe van goed, man. Yes. En dat ek voel, ons laities, dit is nou nie genoeg tyd om Ja. ervaring op te bou. Maar ek dink ons kon baie uit die game Uit die game uit. ons kan ons ouens regtig baie gevat het. Definitief Trevor. En ons het 'n paar uitstaanders gehad in die span. Ja, Daar's manne wat regtig wat. die eintlik en jy kan optel by die Barbarian span. Die ouens gaan nie op name lekker sit. Ja. Jy gaan nie vir ons kom afskrik nie. Kom afskrik. Want daar was ouens wat tackles, ou soos Chess Ja. wat daar by Lovedale speel met sy opkom van die bank 'n paar monster tackles gemaak het. Jason Bird wat Baird wat goeie tackles gemaak het. Daai sewe flank. Ek kom nie by sy naam uit nie, maar daai man was 'n handvol geweest. Regtig. Hy was in die gesigte van Bella Vista Hy geweest. het bal gedra. En het bal gedra. En die ou is so fris, hè, maar. Ja, hy Hy- lekker lank, maar regtig sy hart. Sy hart is reg. Goed daar. Sy hart is op die regte plek, ja. En die scrumwerk van die babas. Ja, nee, Ons het met 'n paar scrums gestaan. ek moet regtig. En Wat was 'n deel gee? yes, Dus om te kan staan teen daai vaste 5 van Bella Vista. Ek sê dis die speletjies. Yes. Regtig speletjies. En dan het 'n ander ou my ook verbaas, man. Alweer toe. Yes. Van die bank af gekom het. Toe hy man opkom, daai man het kom bol dra asof Sy lewe af van af. Ja, daar was 'n oomblik gewees wat hy op die 5 in Bella se gebied die bal gekry het. Yes. Dwars deur die gaping, maar hy verloor die bal in die Ja. in die In die momente wat hy yes, wat hy ja, verloor hy die bal. Maar sou hy daai bal daar net gehou. net daar sit 'n netjies erin. Dis dan netjies erin. Maar ek sê vir hy het opgekom en hy kom bal vat. Hy kom bal dra en het sy meters gemaak. Ja. Dit was nog as regtig die ouens het my regtig gemeen op, man. Yes, nee, definitief Trevor. En 'n man moet ook vir meneer Tom Persens wat met die forwards gewerk het. Ja. Die ou se ervaring. Die ou kom ook van 'n ou Bella speler gewees. Die ou het al wêreldplekke gesien al met die rugby. Die ou is by Boland rugby by die skole vlakke betrokke. En 'n man kon sien in 'n kort tydjie. Hy verskil. Hy verskil wat hy gemaak het in die spelers het. So wat sê dit vir my? Wat sal dit hoe sal die spelers wees onder die ou Speel, ja. onder die ou speel oor 'n hele tydperkie. Miskien paar weke oefenkampe kry onder die ou en as jy dan miskien einde van die jare toer vat of 'n paar games of 2 of 1 game inkry, waar sta hy nie dan nie? Sorry, wat alle moet actually doen in die ene, ne? Einde van die season moet hulle 'n span kies. Kom ek sê jou Barbarian span. Nadat kom ek sê as span mos nou hulle uitspeler gehaal het en na daai moet hy span gekies raak. En dan werk jy met Dan werk jy met hy span vir die volgende ja, ons by pre-season. Dan moet hy wedstryd afkom. Ja, maar nou Etienne, ongelukkig is dit 'n vraag wat 'n mens moet vra. Ja. En dit is deel van die harde vraag wat 'n mens op die oude Yes. dag moet vra. Was die selectie van die Barbarian span die beste wat in die bokveld was? Of in die bokveld is? Dit is ongelukkig 'n vraag. Ja, dis Dat is 'n vraag want op die oudste van die dag kan dit nie dit is iets negatief. Ja. Maar dit is 'n vraag wat gevra moet word. Was die Barbarians span selectie die beste in die Koue Bokveld? Trevor, as ek kan iets noem rondom dit. Kyk, die ouens wat daar gewees het as meerderheid, ons praat nou net van die A-groep. Van die A-groep, ja. Nie dat ons die derde baan en die tweede baan, hoe kan ek sê, minder ag. ja. Verstaan, maar meestal gaan ons maar oor die A-groep. Yes. Maar ek dink dit was moeilik, nie moeilik nie. Die reël was gewees, kom ons vat van die begin af. Die reël was gewees, elke klub in die Koue Bokveld, dis nou van Arthur Witzenberg af, om tot op Tanfontein. Elke klub stuur ek dink 8 spelers, 8 van sy beste spelers. So dat wil vir my sê die klubs het in hulle hand gehad wie hulle voel as hulle beste spelers. Yes.
En die coaches waar daar gewees het eintlik die spelers gekies om te sê ons gaan daar paardenklub toe so hy man en daai ou nie. Verstaan? So hulle het maar gewerk op dit wat hulle gekry het. Maar dan wil ek dit eintlik ook los op ons clubs. Verstaan? Yes. 'n man sal nou sê okay, die coaches het die bestes gekies het. Baie mense sal so sê en baie mense sal voel nee maar dit was die bestes. As daar mense wat voel nee maar dit was nie die bestes nie. Maar ons clubs het 'n verantwoordelikheid. As jy voel ek kan 'n speler ek sit met 'n goeie speler. Verstaan? Ek sit met 'n Frankie, kom ons noem maar nou Frankie of met 'n Lollos of met 'n Sandiso. Yes. Hoe kom ek hom terug? Yes. Stuur hom na die groep toe. Verstaan? Dat hy deel raak van die groep, want dit is iets groter. Nou by ouders in die Arabië bevoordeel dit nie net die ou self nie, maar dit bevoordeel die klub. Die klub ook. Want daai ou kom nog hy kennis, yes. Kom hy terug. Yes. En die Die ligas begin. So daai ou kom nou met daai ervaring en dan hoe meer spelers as daar 'n aanvraag was vir elke klub om 8 spelers te stuur. En ek het my 8 beste spelers gestuur. Ek maak 'n voorbeeld, ek my A-span opset. Yes. Dan weet ek mos nou, as daai ons deel is van die Barbarians A-span, het sy of van die Barbarians span, yes. Het sy B-span, Dereban of A-span. Beteken dit, hy ons kom terug met daai ervaring. Ek weet ek kies daai ons A-span met my. So daai 8 ouens is klaar. 8 spelers van die first team. Maar wat ek kennis het, yes. Wat hy kennis loop opdoen. Yes. Nou bring jy terug na my klub toe. So dit kan net by klub bevoordeel op die ondersteun van die dag. Ja, en 'n ander ding ook Jason, jy noem dit nou so mooi wat jy sê van die klub stuur sy 8 beste spelers. Ek neem ook kennis van daar was ook van die klubs wat glad die spelers gestuur het. Ja. Daai is die hartseerste van als ek dink ek wil dit noem maar ek wil met woorde baie mooi kies. Ek dink as ons ouens se mentaliteit net gaan verander rondom politiek en rugby. Yes. Want ek meen ons Bokveld rugby so gesond. Ons kan nie nog politiek en rugby in ons Bokveld rugby moet deel raak. So as baie van die klubs wat ek weet, wat ek self navraag gedoen het oor wat gesê het, nee, son nou spelers dat hy dan is want die man is besig met dit en dit en dit. As 'n speler soos Rabbi in die begin genoem het, as 'n speler wil trek, dan gaan hy. Ja. Vry om te gaan. Yes. Verstaan jy? Yes. So of jy nou bang is, jy kom nou die speler te na, jy kom ook die klub te na om bang te wees omdat jy sy Rabbi te release om vir die Bokveld Barbarians te gaan speel, net om speel daai man, gaat sluit daai man met daai span aan, of daai man gaan sluit met daai span aan. Verstaan jy? Ja. Ek dink ons mentaliteit in daai opsig moet verander. Sodat ons spelers die blootstelling kan gee. Sy weet nie wie daai ou daar kan raak sien, wat sy met daai ou kan gesê as wat daai ou se rugby moeilik kan verder vat. Maar nou sit hy ons ouens as gevolg van nee, ek gaan nie my spelers stuur nie. Ek wil nie my spelers stuur nie. Ek is bang soos aanhou gesê het, ja, ons het 'n klomp beserings. Beserings bestaan ons, maar dan stuur jy van jou beesman leities. Yes. Wat ook uit blootstelling kan kry, yes. Stuur jou beesman leities wat ook daai blootstelling kan kry. Dit mos nie net noodwendig om ouens uit jou aanspan te. Ja, maar kyk in daai geval wanneer nou sê kom ek sê as ek nou byvoorbeeld 'n groep ouens het wat nou kom ek sê my beste ouens is, van my beste ouens is en hulle is beseer en ek wil nie nou nog 'n rus vat hier. Onthou oor 2 weke begin die liga. Yes. So as ek nou nog 'n groep ouens stuur vir gaan speel, die moontlikheid dat daai ouens kan seer kry. Kom ek sê dit is wat 'n klub aan dink. Wat 'n speler het ek dan om my liga mee af te skop? Maar ek glo nie daar is een klub in die Bokveld wat met 8 beserings sit. Ja, definitief. Gelyktydig. Ek dink 1-2 ouens wat nou 6 nasie gespeel het. Wat die Bokveld het nog nie baie vriendes. Nee. Langer vier hulle daai ouens dan is of het 6 nasie gespeel. Ja. Het Roses het nog nie, het 2 vriendes. 2 vriendes nou. Die 6 nasie, die 6 nasie span het 5 games gespeel. En die meerderheid van die 6 nasie spanne se spelers was daar. Was betrokke in. Was deel is net Linders of wat. Yes, wat nou nie. Maar jy verstaan waar toe nou. Ek voel ons ouens moenie te selfsugtig wees om die leities 'n kans te gee om raak gesien te word. Ja, Trevor. En as 'n ou dan as ek maak 'n voorbeeld, as 'n ou van die Eike dan besluit,
Hy gaan vir Nieuwedorp speel. Dat is sy eie Dat besluit. is sy eie besluit. Want Hy ek kan, nie terughou nie. ek kan met vrymoedigheid sê, want ek was die 3 aane op die oefenveld. En ek wil vir die Koubokveld se mense noem. Daar was nie een keer waar daar gepraat word van 'n spesifieke klip sit agter die hele ding van Die Babas. die babas. Yes. Daar was nie gesê, ja, maar nooit gedag is in charge van die Koubokveld nie. Daar was, die voorzitters was daar. Daar was voorzitters op de oefenvelden wat moest nog zorgen dat die spelers komen. Ja, en die voorzitter was daar geweest. Meneer Arno was, hij was daar geweest. Wat ook op die comité is van die ik neem aan, hij was deel van die ideeën. Ja, van de redelingscomité. Maar daar is een redelingscomité wat bestaat uit die clubs. Yes. En dat was nooit geweest. Dat is een one-man show. Dat is een ODB of een Lovedale of een Tanfontein. Ja. Kom ons noem die ding, wanneer ik het gister op Yes. dat is toch een Lovedale. En ik zei toen van, ik moet hem toe corrigeren. Ik zei toen van, nee man, als ik die spannen kijk, Kan je moest zien. 3 spannen kijk, Yes. kan ze duidelijk zien. Want ik zie van Parelto's ouwens daar, ik zie van Nooiterdagse ouwens Yes. daar, ik zie van Vastraps, Bulldogs. ik zie van die Bulldogse ouwens daar. So hoe kan zij van mij komen en van mij komen zeggen, dat is Ja. een deel Ja. aangeleendheid die. Maar die is van al die clubs wat bereid was om hulle players vrij te stellen. en te zeggen gaan deel Gaat doen naar ervaring. gaan doen hy ervaring op. En wie anders om Team Bella Vista wat 'n baie goed gestruktureerde span is. Goed afgerigte span En is. soos ek noem, dat er maak nie saak of ek nou na B-span of die A-span of hy C-span gespeel het nie. Die feit dat hy daar kon gespeel het om net hy baie kere is dit hy net hy gevoel ook bestaan nie Yes. en wat jy net optel. Dis 'n ander gevoel wat ek in liga tyd by my Yes, by ons by my klub of by die spanne wat kan hoe hulle by my kon speel. Daar is net 'n ander gevoel wanneer kom ons stel dit so Bella Vista is 'n groot uitdagspan, verstaan jy? Yes, Om teen 'n groot uitdagspan kragte te meet, jy toets jou, so ek sê maak nie saak of wat sy afdeling Yes. is of nie, Yes. maar jy voel anders dat dis jou ouens jou opponente wat jy in 'n gewoonlik in 'n liga speel, jy verstaan jy, so dit jy gaan na iets uit. Sy kyk nie sy leer. Definitief. Ek glo ons ouens uit die derde baan het geleer Tot in die aanspan. tot binne die A-span. Definitief. Ek glo ons ouens het regtig geleer tot binne die A-span toe want sy kan gesien het die manier, kyk onthou Bella takties gespeel. Bella bal hier gekry het, 'n penalty gekry, dat skoppel om 'n hoek. Yes. En dan speel hulle om daar vanaf lyn staan, rol maar oor en hulle skoor. Staan nie. Bella het geweet, 2 pakkies die kant, 2 daai kant, dan slaat hulle backline. Yes. Hulle het geweet presies geweet hoe gevaarlik hulle backline is. Hulle vlees het presies geweet waar hoe vlak hulle moet lê, hoe diep hulle moet lê op die aanval, op die verdediging. Het hulle presies gesien. En jy kan dit later toe begin sien in ons vlees se houding. Yes. Verstaan jy, hulle begin raak frustreerd want die vleelsteen wie hulle nou speel uittoegelewe. Ja. Verstaan nie. Hulle skiet vinnig op, hulle nou skop ons, loskakel die bal, dan skiet ons vleels op. Daai ou net binne dan word hulle geklop. Toe kan jy later in die game, toe kan jy begin sien ons ouens skiet nie meer so vinnig op nie. Want hy het toe begin leer, besef, hy het leer in hy paar minute se tyd te geleer, ek kan nie vir die ou te vinnig opskiet nie. Dan gee kom die spasie met te klop. So daai tipe goed wat ons ouens geleer het. Jy kan gesien het die manier ons backline aanval. Onthou Bella het in die begin van die game met Bella men gehad toe. Toe het hulle gesien maar ons ouens staan nie terug vir die verdediging. En wat Bella toe maak, hulle begin hardop toe die spasies. Yes. En toe wat ons ouens begin maak, ons besef toe ons moet nou 2-2 een man tackle. En toe kom ons agter, okay, maar 2-2 een man tackle nou maak ons 'n overlap. Toe kan jy sien ons ouens begin skuif aan van die losgemale begin skuif ons op die defense. So dit is goed wat ons ouens In die game. geleer So leer het. Nou sien jy en daai is vir 80 minute. Is vir 80 Wat jy daai spesifieke game wat jy nou so baie gevat het, Wat verstaan jy? gevat het, So jy yes. gepraat het van hoe Bella was daar na eerste 5 minute. Yes. Daai gameplay kom ons gesien het. yes. Nou dis wat kom ek sê ons het miskien of Barbarians het miskien nog nie so vinnig agtergekom, maar hulle het later in se Yes. later van Yes, tyd besef, later. okay, hulle doen dit so, verstaan jy? Yes, yes. En ongelukkig by rugby speel ons teen tyd. Jy speel teen Yes, tyd. Jy yes. gaan nie jy gaan nie hele dag rugby Yes, speel om yes. dat jy tyd Onder hand te kry. onderhand te kry. Met ander woorde so jy leer nou uit
op elke paar minuten leer jy iets uit. Verstaan jy? Yes. Ja, Etienne, en die ander ding, as ons kyk na die tellings, die Derabaan, baie mooi daar vertoon, Bella Vista geklop, 25-17. Yes. Baie goeie game gehad. Ouens was reg. Lus was Hulle was honger. Hulle was honger. En daar kan jy die kwaliteit sien. Ja. Ek meen die mense nou soos 'n Derabaan game, maar in 'n Derabaan game was streke daar spelers en gemeenskapsspelers. Dat was ook manne wat ook maar 3 ane geoefen het. Yes. Maar hulle het honger gehad. En jy sal nou sê ook net as Bella Vista 'n Derabaan. Dat is Bella Vista se Derabaan. Dat is nie enige span nie. 'n span, 'n klub wat hulle in die finaal gespeel het. Yes. Wat al goed games gehad het. Bella se Derabaan was laas jaar die Champions League. Ek dink hulle was hulle 'n paar keer as ek so kyk, ek dink was hulle hele paar keer wat hulle Liga Champions gewees het. Daai as jy nou dit nou so vat met daai telling daarso. Ja, is nou 'n bietjie close aan mekaar, maar daai manne vir alle derde span game. Hy speel presies hy rugby wat jy nog genoem het, die streek en skop. Yes. So met ander woorde dat was hulle match geweest. En daar was tackles, daar was line breaks. Ek het net daar gekom toe as die Derabaan al aan die gang. Maar ek kon gehoor die crowd, die manier wat die man die tackles maak. Daai is hulle rugby daai. En as die babas gaan druk, daar raas die mense. En dis net lekker geweest. Ja, Etienne in die beespan. Daar kort gevang, maar wat ook 'n game was wat baie opwindend, hardop die tackles. Yes. Ja, dit was lekker om daai tipe rugby. En die babas se beespan was op 'n tyd voor ook geweest, maar kon nie die voertuie behou het. Maar dit is waar Bella Vista se ervaring weer inkom. So, die babas wat daar kort val 25-39 teen Bella Vista se beespan. Die A-span game wat 43-5. Dat die telling klink reg baie goed. Maar dit is nie wat op die dag daar gebeur nie. Wat reg wat mense wat daar was kon gesien het wat se hart die Koue Bokveld Barbarians gewys het. Ja, definitief Trevor. Dat is my samevatting rondom die wedstryd van die naweek. Van die naweek van die Koue Bokveld Barbarians en ek glo en vertrou dat daar nog vele van daai games gaan kom teen nie net teen Bella Vista nie. Hopelik teen ander groot spanne om daai momentum en die blootstelling en die ervaring vir ons ouens in die Bokveld daai ding is wie weet moontlik in die toekoms praat hulle weer van 'n Unie-span op die been bring. Nooit waar. So jy sal die week sê daar moet 'n brief geskryf raak. En verlede week wil we nee, ek dink nee, hy brief kan hulle maar terugkom. Hy brief kan hulle maar terugkom. Die Koue Bokveld se brief kan ons maar terug. Maar klips. Streek daar klips. Kom sluit maar aan volgende week in die Barbarians as wat jy nog op jou eie. Ja, as jy by eie gaan. Dat gaan 'n bietjie moeilik. Dit gaan moeiliker gaan op jou eie. Daar is hy tellings uit op sy. Hy 99 gaan. Een by dat is Wonderkop. Kyk, hy dan wys uit. Ja, kyk Trevor, maar wie wat vir my uitgestaan het in die game. Daar was 'n een keer 'n lelikheid van Bella Vista se spelers teenoor ons wat van 'n laer liga afkom. Daar was eers 'n lelike woord gesê. Omdat hy ouens is humble, hulle is nederig. Hulle het die een oomblik vir jou as Koue Bokveld streekspeler of 'n gemeenskapsspeler laat voel jy is minderwaardig. Die mense daar by die veld, die toeskouers het baie goeie ontvangs. En dis wat 'n man mos wil, dis hoe 'n man wil voel. Ewen na verloor ook. Ek meen daar was baie gebanter die week, selfs die banter in die week dit was lekker geweest man. Ja, is maar bitterpil om te sluk. Ek geglo dit en gewys het jy staan agter die ouens en die ouens kom nou kort, maar dit is deel van sport. Dit is goed wat 'n mens op die ken moet vat. Dit maak jou net sterker.
So ja, dit was 'n baie goeie naweek, 'n leerlingskool. Yes. So ek sê dit is wat ons hier uit die game uit. Die game uit kan vat. 'n leerlingskool, so nou maak ons gereed vir die ligas. Ja. So dink die seker baie klubs wat nou gaan begin laag lê. Met die ligas wat nou 7de Maart afskop. So die week is nog die laaste week waar jy nog kom ek sê 'n oefenkamp kan het of 'n vriendskaplike vriendskaplike, jy wil hom nou nie. En ek dink dit is wat die 6 nasie en die 4 nasie ouens, ek dink dit is waartoe hulle nog gaan werk. Om 'n oefenkamp te hou maybe in maar ek dink hulle gaan hulle ouens nog verder blootstel in rugby. Kontak ja. Want dit onthou dat is ouens het nou klaar van die ouens het nou 6de game. Ja. En onthou dat wys gedurende die jaar gaan dit wys. Die ligas raak lank. Yes. Ja, nee, definitief. En veral in die wintertyd. Hoe goed begin wys manne. En dit plukte die buite. Maar spesifiek wintertyd man, jy weet daar is 'n droompie wat altyd afkom. Ja. Vakansietyd By 3 weke. Kom ek sê vakansies By 3 weke ja. June en hulle noem dit iemand die June man syndroom. Ja. Ek kry hom snaakse upsets joh. Maar ja, manne, Kobokveld Barbarians. Kom ons koop in Bokveld spanne man. Kom ons raak deel van die setup. Ek wil dankie sê vir coach Dylan, coach Rassie. Ek wil dankie sê vir coach Tom en vir coach Jakes wat nie 2 keer gedink het om deel te raak van die setup wat coaches betref. Das en dit wys net ons het coaches en ons het mense in ons gemeenskappe wat ons sport of ons rugby tot die hoër hoogtes kan vat. Soos Trevor gesê het, miskien kan ons dit nie maak om op die groter verhoor as 'n span alleen te gaan speel teen 'n Bella Vista nie. Maar saam, het dit gewys, kan ons dit maak. So ja, dit is maar die rugby. Die rugby vir die naweek gewees. Ek sit hier voor my met 'n sportdag. Komfontein, Kromlin, die skoolse sportdag wat die 28ste Februarie gaan afkom, so dis die naweek wat nou kom. Ja, spanne wat daar gaan deelneem is Kromfontein, Lovedale, Tanfontein, ek sien hier so Universal, Langevuur en Lindeshof. So, dit is maar al poste wat ons nou het. Op hierdie oomblik so. Vriendskaplike wedstryde. Ja, van die vriendskaplike wedstryde. Die mense is maar geheimsinnig hoe vriendelijk. Ek het sien even met die resultate op. Ek weet nie, hoekom is die mense so bang nie? Kan maar nou wegkry, ons gaan Oekraïne in die gas. Dat gaan nie, op een call. Ons het te vol, dan is het programma. Ja, so, dat gaan nie baie, jy gaan nou wegkry, Petreva. Ja, nee. Op een tyd, ga je 99 kry, maar ja, dat is, Etienne, dat is, vanaand vir die show, soos jy nou kan sien, daar was hier in Herrera baie rugby gewees hier. Ook in Herrera snaakse dinge gebeur hier. Alles wat eindelijk maar redelijk smooth zijn. Het was positieve naweek geweest. Hij was die toks afgevat, hij was die... Ja, wie kijk, daar wil ik ook zeggen, dat zal ook mijn laatste keer wees wat jullie me hier zien als aanbieder. Ik ga nou in een hele andere richting weer in beweeg, maar dat zal ik nou niet bekend maken. Ik is ook maar zeggen, geheimzinnig. Ja. Ik is nou zo'n mensen wat hulle fix is en hulle goed is wegsteek. So ja, het is de laatste keer wat ik zal wezen. Ik geloof mijn mannen wat nog hier achter zal blijven, hulle doen een goede job, mannen. Ja, Etienne, van mijn kant af wil ik ook veel zeggen, dankie dat je voor het tijdje wat je op je stel geweest hebt. Etienne gaat eindelijk, hij is nog altijd deel van die span. Je zal hem maar nog net meer op je stel zien, of achter die camera's, of voor die camera's zien, maar dankie voor die plan. Die mensen weten eigenlijk, maar ik weet niet of man het kan noemen, maar... Ik kan het maar noemen. Maar dat was eigenlijk Etienne's idee geweest om hierdie show te beginnen. En hij is eigenlijk een founder van een show en stichterslid en dankie voor dat man. En ik meen, ons allemaal kennen Etienne's job in die rugby en dat is moeilijk soms en dat is niet altijd makkelijk. Maar hij heeft het gevonden om 2 dingen te gaan en met die plan te komen en alle sterkte van jouw pad voeren meneer Etienne. En daar wat je gaat, maak een verschil en blij die mens wat je is. Ik denk die mensen kennen je nog niet zo goed
Soos Ozio ken nie. Hy is maar altyd bekend as 'n streng ref of 'n meneer kaarte. Sarah, Baie sal sê maar ek dink dit al baie orde herstel maar ja, goeie mens man en bly die persoon wat hy is en ja, maak 'n verskil waar hy gaan. Ja, ek gaan actually die baie mis, maar sê man moet een of ander tyd moet jy iets begin en beweeg en oog gee en dit is maar die liewe werk vir sy en sien Ek dink van my kant ook baie dankie man vir jou insette. Dat jy deel kan wees was van ons op die stel voor die kamera en dit wat jy nog gaan aanpak, moenie bang wees nie. Yes. Moenie vrees nie. Weet net die Here sal altyd daar wees saam met jou. Die woord wat jy kan los en patkos. Eindelijk my patkos, ja. Yes. So dit wat jy nog gaan aanpak, dit wat jy nog gaan doen, wat die kant jy nog gaan skuif, alle voorspoed en sterkte daarvoor. Ek weet, jy sal daar, net soos jy jou beste hier gegee het, sal jy jou beste daar ook gee. Maar ek sal nog altyd deel bly van na die wedstrijd. So, kyk kom, miskien sien ons alweer. Miskien, man weet jy. Ja man, dan is hy rep, al die spanne wat nog die naweek hulle vriendskaplike wedstryde het, of die oefenkamp, hang ons nou af wat die beplan het vir daar, so ek glo julle gaan nog die naweek nog gebruik, en dan Jason Rabi, dan glo ek die ligas wat nou oor 2 weke gaat afskop, dat dit die jaar 'n ander ballgame sal wees? Definitief, het hier 7de maart, gaat de man nou kan regtig sien hoe die spanne regtig lyk. Maar onthou as jy die reëls was as jy jou eerste liga game was, is jy vas. So daar was nog baie dinge rond gesê voor die 7de. So ek stuur my nie regtig aan die dingetjies wat so nou hier gebeur. Maar 7de maart. Dan gaan ons kyk of hy Gupta se geld regtig geld was of wat net leë beloftes. Ja, dan sê julle baie dankie wie weekliks inskakel. Soos Trevor altyd sê, maak seker jy subscribe, jy comment, jy like, ja, en so na julle ons ook maar nie eintlik so ietsie verstaan. So as maar as gevolg van die kykers dat ons ook veral daai wat weekliks inskakel is en dat ons nog elke week kan uitkom en ons ding kon doen. So ja, baie dankie vir julle. En dit is 'n wrap-up, Trevor, enigiets nou daar van jou kant af? Die 7de gaan die poppe dans. Die poppe gaan dans.